Goeiemôre weer eens aan almal, baie welkom. En dit is vandag 27 Junie 2026, lesing 49 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. En ons is met baie besondere dinge besig, die wat dit nou gevolg het in die afgelope paar dae se lesings. En ek wil dit net weer voor ons verder gaan. Hierdie lesings gaan oor die toestand van siele in die hiernamaals. En veral die vorige lesings oor toestande van siele wat dit nie hulle werk gemaak het op aarde om Yeshua te ken nie. Wat verbygestap het by alles. Jou kerk het vir jou gesê, as jy dit nie doen nie, dan gaan jy hel toe. En as jy die regte ding doen, gaan jy hemel toe. En elke kerk het 'n stel reëls van wat reg is en wat verkeerd is. Meeste van hulle reëls kom daarop neer. As jy kerkbywoning goed doen, dan gaan jy hemel toe. As jy jou tiendes goed gee en partykeer nog meer, dan gaan jy hemel toe. En as jy nalat om dit te doen, dan gaan jy hel toe. Die Rooms-Katolieke kerk is baie meer eksplisiet met dit, maar die ander dogters van die groot hoer het dit net 'n bietjie verbloem. Maar Yeshua sê vir ons, daar is talle wonings van die Vader in die hemele. En om jou 'n idee te gee hoeveel is die talle, as jy die sterre kon tel aan 'n hemel op 'n suiwer skoon nag, dan het jy nog nie 'n sonstoffie. Weet julle wat is 'n sonstoffie? Dis as jy in 'n kamer sit, in die winter veral, en die son skyn in die kamer, en ons het altyd 'n sonkamer gehad toe ek kind was, dan dryf die stof so, daai is 'n sonstoffie. Dit is 'n sonstoffie van die hoeveelheid wonings waar Vader mense oplei en help. Ons het nie 'n idee van die oneindige groot liefde van ons Vader nie. Ons skryf maklik iemand af en sê, man, hy is reguit hel toe. Intussen beland hy in 'n skool soos wat ons in die vorige lesing behandel het, waar hy benader word deur engele wat hulle self, kan ek maar sê, afskaal of met rekenaarterme downgrade, sodat hy soos 'n soortgelyke wese by hom aankom. As hierdie wese baie arm is aan gees, dan kom die engel as 'n arme van gees. En dan baie keer, maar eintlik in al die gevalle, as die siel lank genoeg alleen was en geworstel het, dan sal Vader toelaat dat ander soortgelyke geeste ook by hom uitkom of haar uitkom. En dan sal hulle mekaar of verhelp of hulle sal mekaar teestaan. Maar dit is 'n langsame proses van siele wat ons op aarde soms sê hy is verlore. Hy is dood, hy het die Vader nooit geken nie, hy is hel toe. En daarom, as ons Bertha se boeke baie goed bestudeer, sal ons sien dat ons 'n geweldige impak op daai siele, wat nie heeltemal ryp is aan die ander kant nie. Ons kan 'n impak maak, want daar is in die gees geen grense nie. Wanneer jy in gees en waarheid bid, kan jy bid vir wesens wat nie in die vlees nou op hierdie tyd op aarde teenwoordig is nie. Jy kan bid vir wesens wat nog in afwagting is om na die aarde toe te kom. Jy kan bid vir wesens wat al gestorwe is, en wie se gees in so 'n lydingstoestand is, kan jy vir hulle in die gedagtes, in gees en waarheid, kan jy daai persoon lei na Yeshua toe. Want dis op die ou en al wat jy kan doen, is om te sê, hy moet die liefde doen vir Vader en die liefde vir die naaste. Dan sal dit met hom beter gaan. Almal van ons weet van vriende, familie wat oorgaan en wat werklik maar onverskillig geleef het. Moenie dat jy verder daardie persoon in jou gedagtes nog erger probeer maak nie. Dra hom om. Nou gaan ander mense vir my sê, ja, maar die woord sê ons mag nie met die gestorwenes raadpleeg nie. Ja, presies, dit is so. Raadpleeg is nie om vir hom te bid nie. Raadpleeg is wanneer jy 'n ou jabord vat
Jy sit in 'n kringetjie en nou roep jy jou ouma op. En dan kom 'n demoon, 'n duiwel, en hy skuif daai Ouija bord se letters of se skuif rond op die letters, dan spel dit nou goed uit. Jy moet nie 'n fout maak nie, daai demoon weet presies wat jou verhouding met jou ouma was, en hy boots dit na. Maar as jy klaar is jy nie ontslaaf van daai demoon nie. Hy gaan saam. Hy klou aan jou vas, want jy het 'n deur, sopas 'n deur oopgemaak. Maar as jy in liefde vir jou verlore vader, moeder, ouma, oupa, broer of suster bid, in liefde, en vir hulle lei na Yeshua toe, en lei om die liefde te doen, en die eie ek te los, sal jy nie net goed doen nie, jy sal ook beloning kry daarvoor, by Vader. Baie van ons werk, wat ons doen aan hierdie kant, is juis in die geestelike sfeer waar ons dit nie kan sien nie. Waar jy in die nag dink jy slaap, en dan het jy 'n redelike aangename droom gehad, jy weet jy het iemand gesien, maar jy kan nie meer onthou nie. Dan het jou gees gaan draai by 'n ander gees wat Vader vir jou opdrag gegee het, en jy het gees tot gees met daai persoon gepraat. Hy weet dit ook eintlik nie. Hy sal heel moontlik ook die droom vergeet hê. Maar die onderbewussyn het dit klaar opgeneem. Dis waarmee ons hier besig is, om uit te vind hoe dit werklik aan die ander kant lyk. Ek was baie jare in 'n kerk, ek was in die NG Kerk, ek het gelukkig net daarvan af uitgegaan. Ek het nie church crawling gedoen nie. Jong was ek pub crawling gedoen, ja. Maar nêrens vertel hulle vir jou met feite, wat het jy te verwag aan die ander kant nie. Hier het ons dit nou direk, Yeshua se eie woorde. En dit is iets wat vir ons soveel waarde moet hê. Dit moet so waardevol vir jouself wees, dat daar nie meer 'n gissing is nie. Wat gebeur met ons? Waarheen gaan ons? Wat is dit? Wat is dat? Hier sit. So kom ons lees verder van die hoofstuk 92, die lyding in die hiernamaals, lyding L-E-I, nie ly nie. Die siel wat aanvanklik in die duisternis gekom het werklik gelei. Want het is nie lekker om vir omtrent ewige tye alleen te wees in 'n woestyn met 'n duister omgewing, niemand om mee te praat nie, net jou eie gedagtes, al die drek wat jy saamgevat het aan die kant toe, wat vir jou glad nie help nie. Nou het hierdie siel al 'n bietjie verder gegaan, en onthou wat iets wat ek moet noem, wat hy ook aanraak, meeste van hierdie siele wat nie lig op aarde uitgestraal het nie, kom nie agter hy's dood aan die ander kant nie. Hulle weet dit nie. Hulle dink hulle leef nog. Alles is vir hulle 'n valse ding, in 'n droomwêreld, maar hulle dink die droom is werklikheid. En Yeshua los dit so, want as hy dit te vroeg, te voortydig sou bekend maak, dan sou die siel dalk skade kry. En onthou, ons het nou gesien dat die siel wat aan die ander kant kom, kry 'n karige stukkie grond, paar bokke of beeste. So hierdie siel wat nou op die aarde geleef het, dalk maar in 'n boerdery agtergrond gehad het, gaan net aan met dit wat aan hom bekend is. Want hy kan dit doen. Dit is van die aardse dinge wat hy saamgevat het, wat hy daar kan beoefen. Maar hy dink nog hy leef op aarde. Ons gaan aan. Yeshua praat van die kant van 'n gees wat, as te ware van 'n bepaalde afstand, aan so 'n siel lyding gee, moet die grootste versigtigheid egter in ag geneem word, om die siel op haar soektog, maar net dit te laat vind, wat haar verder met haar lewensvoltooiing sal kan bring. So dis baie groot versigtige werk hierdie. Eers na verloop van tyd, kan die siel, ook 'n siel wat aan haar gelyk is, vind, wat bykans dieselfde sorge het, waarmee sy dan natuurlik dadelik op gelyke wyse gegevens uitwissel, soos twee mense in hierdie wêreld, wat deur een en dieselfde lot getref is,
Hulle wil alles van mekaar weet, klaar teenoor mekaar en begin stadig maar seker oorleg te pleeg oor wat gedoen kan word om hulle lot op die een of ander wyse ietwat draagliker te maak. Ag, dit is maar selfs met ons op die aarde. Twee mense kom by mekaar en albei deur dieselfde ding gegaan, of dit nou siekte, lyding, nood, bankrotskap of wat is. Dan bekla hulle lot aan mekaar. En hulle gesels met mekaar en dan sê hulle, hoorie maar, kom ons kyk, wat gaan ons doen om hier uit te kom, om te verbeter. Nou is die siel op die regte spoor. Dit spreek van self dat die tweede siel, maar net skynbaar soos die eerste moet lyk, wat nog maar onlangs uit die volledige eensaamheid gekom het. Want anders sou een blinde as leier aan 'n blinde gegee wees, waarby beide dan maar al te maklik in 'n sloot sou kon val en hulle dan in 'n erger toestand sou bevind as voorheen tydens die afsonderingsperiode. So hieruit lei 'n mens af dat die persoon wat daai eensame siel kom besoek het, wat ons van gelees het in die vorige lesings, kan dan 'n engel wees wat hom vermom het om soortgelyk voor te kom as hierdie ou, of dit kan 'n mens wees wat al voorheen geleef het op aarde, gesterf het en nou ook 'n engelediens bewys aanvaarde. So dit kan een van sy naasbestaandes wees, maar hy mag hom nie bekend maak nie. Hy moet hom vermom, sodat hy skynbaar dieselfde toestand ervaar het as wat die ou ervaar het. En nou kan hy hom leiding gee. Die op sigself volmaakte geestelike mens, wat toevallig die jong soekende siel teekom, mag egter veral niks van sy volmaaktheid laat blyk nie, maar moet aanvanklik presies dit wees wat die jong siel is. Lag die een, dan moet die ander een saam lag. Huil sy, dan moet die ander een saam huil. Slegs wanneer die siel haar gaan vererg oor haar lot en skel en vloek, moet die gees natuurlik nie daaraan meedoen nie, maar aanvanklik weliswaar ook maak asof hy self ietwat vererg is oor sy skynbaar gelyke lot, maar om daarby steeds onverskillig hou, asof dit hom nou heeltemal niks skeel hoe dit met hom gaan nie, sodat hy nou vir hierdie siele voorbeeld kan wees. As dit met alle geweld nie beter wil word nie, wel, laat dit dan maar bly soos wat dit is. Daardeur word die jong siel volgsamer en sal haar reeds met 'n klein sukses tevrede stel, wat hom weer as toevallig voorgedoen het. So daar is geen dwang nie, as jy by so 'n siel sou kom en aan die ander kant, as jy Vader gedien het hierdie kant, sal jy gebruik word deur Vader om sulke siele te besoek. En wel glo ek siele wat aan jou bekend was ook. En nou wil hy siel nie iets weet van verbetering nie. Dit vloek, dit skel, dit vloek God, dit vloek alles, sy toestand en alles. Dan sê Joshua, laat dit so wees. En as voorbeelde in die nuwe Openbaring sê, kom ons stap weg. Ons sal hom weer so oor 600 jaar kom sien. Kyk hoe dit dan met hom gaan. Dan gaan jy maar weer terug in daai eensame, eentonige honger en dors toestand, totdat Vader dit weer goed dink om iemand na jou toe te stuur, waar dit dan bietjie beter met hierdie siel sal gaan. Dan sal die siel agterkom, maar hierdie siel wat my nou besoek met raad, ek moet liewerste luister daarna, want ek het nou baie swaar pak slaag gekry. Byna soos wanneer ons geweldenaars en mense wat nie ons reëls wil nakom nie, vra, hoorie, gaan strate toe, want dit is hoe jy wil leef. Ons wil hier binne Vader se orde leef, jy wil binne Satan se orde leef, gaan uit. Dan na 'n paar maande staan hy weer voor die hek, dik geslaan, die oë is toe, baie seer gekry. Nou is die ou al ryper vir 'n lewenswyse volgens die reëls van Vader. Mits hy berou het oor hoekom hy uit is. Nie berou het omdat hy geslaan is nie.
Dit moet 'n mens altyd in ag neem. En hier geld dit vir die selle, vir die siele. Hulle moet berou hê oor hulle toestand van boosheid. Hulle veragtelike toestand van liefdeloosheid. As so 'n siel dan in die hiernamaals een of ander plekkie gevind het, moet 'n mens haar daar laat solank sy self geen behoefte voel om haar lot te verbeter nie. Want sulke siele lyk soos die mense hier, wat met 'n klein besit volkome tevrede is, as dit hulle maar net voldoende oplewer om in die eerste lewensbehoeftes te kan voorsien. Na al die hoëre en meer volmaakte en beter, gaan hulle verlange glad nie uit nie, en hulle bekommer hulle ook absoluut nie daaroor nie. Wat kan die belangrike werk van 'n keiser of 'n veldheer, 'n veldheer is 'n generaal, hulle skeel, as hulle maar iets te ete het en met rus gelaat word, is hulle al volkome gelukkig en wens ewiglik niks beter nie. Nou dit is die innerlike aard van so 'n siel. Was baie lui in die geestelike op aarde, naai luiheid of slaaptoestand, gaan saam met hom aan die kant toe. So gaan dit dan ook in die tweede stadium met 'n siel wat, soos gesê, uit haar afsondering gekom het en nou deur haar inspanning op 'n bepaalde manier so versorg is, dat sy haar toestand draaglik vind en wat haar oor niks anders meer bekommer nie. Sy het selfs vrees en angs vir ander dinge, omdat sy alles wat haar enige las sou kon besorg, verafskuw. Ons het 'n siel in die hiernamaals nou so ver gebring, dat sy byvoorbeeld of by taamlik goeie mense 'n betrekking gevind het, wat haar van die nodigste voorsien, of sy het die een of ander huisie, wat verlate was, as eiendom verkry, of nog beter, gevind met 'n ryklik voorsiene vrugteboord en 'n paar melkbokke daarby, en tevens miskien nog 'n knegg en 'n diensmaagd. Dan het die begeleidende gees, dis die een wat hom nou kom help het, voorlopig niks anders te doen as om so 'n siel vir 'n tyd heeltemal ongestoord daardie besit te laat behou nie. Hoekom laat Vader dit nou toe? Want ons het nog nooit gehoor dat aan die ander kant boerderye is, huisies is wat jy kan betrek, of dat jy in diens kan wees van iemand. Al hierdie goed word so gevorm deur Vader om die siel te verbeter. En dit is die pad wat so 'n siel moet loop, is 'n oneindige lang pad. Ek het gister daaroor gepraat. Maar dit is 'n noodsaaklike pad. En hierdie siel sal dan met dit wat gegee is vir hom, sal hy dan mee werk maak. Of hy die vrugte gaan uitdeel vir sy arm broers, wat daar gaan verbykom, of hy sy diensknegt goed of sleg gaan behandel, dit alles gaan 'n impak hê op sy siel. Op die vordering van die siel na die ligryke toe. Of dan anderste, die afsak van die siel weer na die duistere, eensame en uiteindelik heel moontlik in die hel in. Van tyd tot tyd moet hy haar ook alleen laat. Dis nou die begeleidende gees, moet hierdie siel alleen laat en net maak asof hy self iets beters gaan soek. Daarna moet hy weer terugkom en vertel dat hy wel iets beters gevind het, maar dat daardie iets beters baie moeiliker te kry is en 'n mens dit vir jou deur baie moeite en werk moet verdien. Die hele ding hier is om die siel te laat begin werk. Die siel sal daarop sekerlik vra waaruit die moeite en daardie werk bestaan, en dan moet die leier dit vir die vraende siel uitlê. As die siel belangstelling daarvoor het, dan moet hy haar daarheen bring. In die ander geval moet hy haar met rus laat, maar dan daarvoor sorg dat die tuin, is nou die vrugteboord, steeds skraler word en uiteindelik self nie meer die mees noodsaaklike oplewer nie.
In die geestelike wêreld is dit moontlik, want alles word met die wil gedoen van 'n gees wat beter is. Se wil is een met Yeshua se wil. So, okay, die siel sê, nee, ek is nie lus vir daai goed wat jy nou vir my kom vertel nie, dit nou doen, om meer en beter lewe te hê nie. Ek bly maar net hier waar ek is. Dan gaan al daai dinge wat so lekker was vir hom, raak al hoe skraler en skraler. Dit is 'n manier van dwang, sonder om die siel se vrye wil te skaad. Want dit is so belangrik, uiters belangrik. Die siel sal nou wel alle moeite doen om die tuin meer te laat oplewer, maar die leier mag nie toelaat dat die siel daarin slaag nie. Daarenteen moet hy veroorsaak dat die siel uiteindelik die sinlose van al haar moeite insien. Eintlik seker die sinnelose van haar moeite insien en die wens uiter om hierdie hele behuising op te gee en 'n betrekking te soek waarmee sy beslis sonder meer moeite en werk tog 'n draaglike versorging kan vind. Dit was die doel dan van die begeleidende siel, om hierdie siel na iets beters te bring. As die wens hom lewendig genoeg in 'n siel geuiter het, moet sy verder gelei word en in 'n diens met baie werk ingebring word. Daar moet die leier haar dan weer verlaat onder die een of ander voorwendsel dat hy ook ergens anders 'n weliswaar baie vermoeiende, maar overigens goed betaalde diens gekry het. Die siel kry nou werk wat aan haar opgedra word, wat sy baie presies moet verrig. Daarby moet aan haar vertel en op die hart gedruk word dat elke verontagsaming bestraf sal word met 'n ooreenkomstige weerhouding van die bedonge dagloon, terwyl 'n vrywillige ekstra inspanning bo die ooreengekome daarenteen baie hoog op prys gestel word. Dit is maar amper so iets soos op aarde wanneer jy met mense werk wat jy stukwerk gee. As hy nie die stuk werk wat jy vir hom uitgesit het klaar kry nie, kry hy minder geld. As hy meer as dit gedoen het, kry hy meer geld. En in die geesteswêreld werk dit ook so. Daar is nou net nie geld soos by ons nie. Daar is 'n loon wat ek nie op die stadium weet presies hoe dit daar uitsien nie en of dit vir alle toestande dieselfde is of verskillend is nie, ek weet nie. Maar daar is 'n beloning. Nou sal die siel of dit wat afgespreek is, presies en nog meer as dit nakom, of sy sal die moeite te veel vind, traag word en daardeur in 'n nog groter nood kom. In die eerste geval moet sy geprys word en in 'n vryer en reeds aansienlik aangename situasie oorgeplaas word, waar sy meer te dinke en te voel kry. In die tweede geval, dit is as die siel nou baie lui is, sleg, moet die leier haar groot nood laat lei, haar na haar vroeëre skamele besit laat teruggaan, en daar iets, maar lank nie voldoende nie laat vind. Kan julle nou al sien hoeveel tyd en moeite Yeshua het met 'n siel in die hiernamaals wat die pad byster was op aarde. Want alles wat hierdie begeleidende siel doen, doen hy uit Vader se gees uit wat hom lei. So dan gaan daai siel maar weer terug. Nou gaan dit baie erger daar as wat dit voorheen gegaan het. Na 'n tydperk, as die nood baie hoog geword het, moet die leier, wat nou baie beter lyk, hom reeds voordoen as meester en eienaar van talle besittings. En die siel vra hoe sy daarby gekom het om so agteloos op die baan om te spring wat so goed en veelbelovend was. Die siel sal haar nou verontskuldig met die uitvlug dat die moeite te groot en te inspannend was vir haar kragte. Maar dan moet aan haar getoon word dat haar moeite en inspanning hier op die onvrugbare klein besit nog baie groter is en daar tog geen vooruitsig is om ook maar ooit die powerste resultaat te behaal nie. Op die manier word so 'n siel tot insig gebring. Sy sal nogmaals 'n betrekking aanvaar
en dit nou beslis beter doen as voorheen. Voldoen sy nou, dan moet sy na 'n kort tydjie vooruit gehelp word. Maar sy moet nog steeds die gevoel hê dat sy liggaamlik nog nie gesterf het nie. So hierdie siel is nog glad nie bewus dat sy in die hiernamaals is nie. Want materiële siele voel dit baie lank nie. En dit moet eers op die korrekte manier aan hulle uitgelê word. Die mededeling daarvan, dat hulle dood is nou, word eers draaglik vir hulle, as hulle van heeltemal naakte siel uitgegroei het, tot 'n reeds met 'n goeie gewaad beklede, vaste siele liggaam. Weereens, daai kleed is die liefde. In die vaster toestand, is hulle dan ook geskik vir ietwat kleiner onthullings, omdat die kiem van hulle gees homself binne-in begin te beweeg. Dis eintlik skrikwekkend dat soveel tyd en moeite met siel gedoen word, wat se gees morsdood is. En dit is die gees wat elkeen van ons het van Vader af. As jy 'n totale materiële mens op hierdie aarde is, en dit is al waarin jy belangstel, dan is jou gees dood. Kyk nou hoe lank 'n gees dood kan bly, selfs aan die ander kant. Hoeveel moeite en hoeveel tyd het verbygegaan voor hierdie siel nou gekom het met 'n bekleding van die liefde vir sy medemens aan die ander kant. En nou kan die liefde kan so 'n openbaring ontvang word, 'n klein openbaring. As die siel eenmaal so ver ontwikkel is en verstaan het dat sy haar nou in die geesteswêreld bevind en dat haar ewige lot eers van nou af aan heeltemal alleen van haarself afhang, moet die enigste korrekte weg van die liefde tot my, Yeshua, en die naaste aan haar getoon word, wat sy heeltemal uit volledige vrye wil en uit algehele vrye selfbeskikking moet gaan. As dit vir haar getoon is, naas dit wat sy in elk geval met sekerheid kan bereik, moet die leier haar weer verlaat en eers dan weer na haar toe kom, as sy hom heel opreg in die hart sal roep. Roep sy hom nie, dan volg sy sonder meer die goeie weg. Het sy egter daarvan afgewyk en het sy 'n slegte pad betree, dan moet hy haar weer in 'n daarbey passende groot ellende laat kom. As sy haar misstap sal insien en na die leier sal verlang, dan moet hy kom en haar die volkome nuttelose van haar moeite en strewe laat sien. As sy dan die wens uiter om haar weer te verbeter, moet hy haar weer in 'n betrekking plaas. En as sy daar haar plig vervul, moet sy weer bevorder word, maar nie so vinnig soos die eerste keer nie, omdat sy andersins weer baie maklik in haar ou materiële lethargie, dit is 'n sieleslaap, sou terugval, waaruit sy dan baie moeiliker te bevry sou wees as die eerste keer, omdat sy met elke terugval stadig maar seker soos 'n groeiende boom verhard en van jaar tot jaar ook moeiliker laat buig as in haar eerste groeiperiodes. Ek het met opset vandag net een hoofstuk behandel, omdat dit so nuwe begrippe vir ons is, en dat ons nie sommer vinnig oor die goed gly nie. Jy kan nou maklik sê, ja, maar as ek nie op die aarde regkom nie, dan kan ek maar as tyd vir my om aan die ander kant reg te kom. Dit sou 'n fatale fout wees om dit aan te neem en dit te gaan probeer. Want jy weet nie of Vader die genade met jou gaan hê, soos wat hy met hierdie siel, wat hy as voorbeeld nou vir ons gewys het, gehad het. Jy weet dit nie. En die tweede ding is, die pad aan die ander kant is nie lekker nie. Dit is baie, baie onlekker, as ek dit so kan beskryf.
Dit is hard, dit is moeilik, dit is frustrerend. Hoekom? Vir die eenvoudige rede, die siel het geen liefde nie. Dis al. Die siel is naak aan die ander kant, daar is geen lig nie, so die siel is heeltyd in duisternis, en nou moet hierdie siel gelei word na onselfsugtige liefde, vir Vader en vir die naaste. En vir so 'n siel wat 'n hele lewe van liefdeloosheid op aarde geleef het, is dit glad nie maklik nie. Dit is amper onmoontlik, maar by Vader is alles onmoontlik. En kan so 'n siel gehelp word? Wat is die teendeel dan? Wat moet ek doen om nie hierdie pad te loop nie? Eenvoudig. Kry Yeshua lief as jou verlosser, een met die Vader, en kry jou naaste lief en toon dit in dade. As jy Vader lief het, sal jy nie jou besig hou met goed wat verslawend is, goed wat teen die orde is, soos naaste haat, afguns, nyd, onvergewensgesindheid. En jy sal dit los. En jy sal help waar jy kan help, as iemand vir hulp vra. Dis al. Dis die sleutel. Dis die sleutel om nie hierdie pad te loop nie. Waar jy dan binnekort, as jy aan die ander kant kom, gebruik sal word deur Vader, om na ander siele wat so lyk, te gaan om te help. Dit is wat die werksaamheid behels aan die ander kant. Daar is miljoene, indien nie miljarde siele, seker nog baie meer, aan die ander kant wat hulp nodig het, wat nie almal hel toe is nie. Daar is natuurlik 'n tyd gestel, die einde van hierdie ontwikkelingsperiode, dit is nou 6000 jaar, gaan alle siele, sê Openbaring, wat in die dood is, wat in die doderyk is, en wat in die see is, gaan almal weer in die afgrond gegooi word. Wat niks anders te beteken, dat die siele wat in die hel is, die siele wat soos hierdie siel in 'n duister toestand verkeer, en die see is die tale, volke en nasies wat wanneer hierdie periode beëindig, nie tot bekering gekom het nie. Hulle gaan dan nie kans kry op hierdie begeleiding aan die ander kant nie. Almal van hulle gaan opgebreek word, al daai siele, gaan opgesplit word. Dis soos, ek al voorheen verduidelik het, dis soos 'n ou wat 'n veteraanmotor in sy werkswinkel inbring, en nou strip hy hom boude en blaaie, dat die laaste wassers en moere net daar lê, en dan maak hy alles skoon, maak alles reg, en dan sit hy dit weer aan mekaar. Nou daai proses in die werkswinkel kan ook oneindige tye wees, waarin die siel dan nou verskillende vorme van materiële skepings moet betree. Minerale ryk, plante ryk en diere ryk. En dit is 'n ongelooflike straf vir die siel. Alhoewel die siel opgesplit is die siel nog steeds bewus van die gevangenskap. Wat Joshua iewers verduidelik, dink aan 'n plek waar jy vasgedruk is. Ek kry baie keer sulke rillings as ek lees of 'n fliek sien van iemand wat in 'n kus wakker word. Maar daai persoon kan nog in die kus omdraai. Sy kan haar oë knip, kan kop draai, al die dinge. Dis verskriklik. Maar dink daaraan dat jy so vasgeknel is in die materiële ryk, dat jy nie jou oog kan knip nie. En dit vir jou 'n tydperk sal voel van duisende jare, indien nie nog langer nie. Dit is die toestand van, as jy nie die kans gebruik het nie. Die in die hel kan dit nie doen nie, want hulle wil dit nie doen nie. Die in die duister ryke, word alles gedoen om hulle uit te lei daar, dat hulle die lig kan kry, dat hulle nie terug moet val in die materiële skepingsryke nie. Onthou, dit alles is nie Vader se haat vir daai siele nie, dis sy liefde. Maar die siel wou nie in die toestand wat sy 'n kans gekry het op hierdie aarde, en party ook moontlike kans in die hiernamaals,
Hulle wou dit nie benut nie. So nou moet hy die siel weer hervorm. Voorbeeld, as die sieledele wat bymekaar gemaak is om mens te vorm, want ons is gevorm uit die hele kosmos uit ons siele, aanvanklik van 'n jakkalstoestand na mens toe moes gaan, al daai goed wat bymekaar gekom het, en hy kon nie daai eienskap oorwin nie, sal dit nou in die materiële ryke gaan, waar hy moontlik in 'n baie sagte huisdier sy sieledele ingesit sal gaan word, waar die mens wat die huisdier oppas en versorg, dan die siel ook versag van die dier. So sien ons dit met ons huisdiere. As jy hulle liefde gee, hulle herken dit en hulle gee dit terug. En dit is dan 'n versagting van die sieledele, wat plaasgevind het in die hond of kat wat jy gehad het, en die ding moet nou oorgaan na die ander kant toe. Baie van daardie sieledele word dan geneem, tesame met alle oneindige sieledele, en dit word dan as mens vanuit die aarde in 'n liggaam geplaas om weer eens sy toets deur te maak. Maar laat ek julle baie duidelik, en ek sluit daarmee af, moenie dink, ek gaan dit maar volgende keer regkry nie. Dit is nie die moeite werd nie. Wat is dit nou om Yeshua te aanvaar? Wat is dit om die lewende te aanbid? Nogal iets moois gehoor van 'n ou. Hy sê, mense vra hom altyd, ja, as hy nou so getuig van Yeshua, en hy sê, sy getuienis is, Yeshua was dood gemaak en het opgestaan, en leef vir ewig. Ja, maar wat van al die ander godsdienste? Nee, maar hulle mense is almal dood. Mohammed is dood, Boeddha is dood, Krishna is dood. Ekskuus? Nee, hulle het nie opgestaan nie. Hy sê, dit is soos jy kom, jy's op 'n pad, jy stap, en hier split die pad, en nou weet jy nie waar om heen te gaan nie, jy weet nie watter pad moet jy volg nie. En by die een pad is 'n dooie persoon, en by die ander pad is 'n lewendige persoon. Dit is nou logies, jy gaan die lewende ou vra, watter pad moet ek nou vat? En dit is so met die geloof ook. Hoekom sal ons by onsself by dooies ophou? En dit sluit in geestelike dooies, soos vandag se grondpersoneel, of hulle gee hulle uit as God se grondpersoneel in die kerke, die leiers van vandag se kerke. Hulle kan jou ook nie regte pad wys nie. Net hulle wat Yeshua se woorde aanneem en verkondig en uitleef, kan die regte pad vir jou wys. Jammer, maar dit is so. Baie dankie.